Heer, ons kom ons in nederige gemeente vandag voor U. Heer, ons is hier met ons hier wil wees. Ons wil U alle eer gee, Heer, vir alles wat U in ons lewens doen. Heer, ons weet eendag gaan ons openbaar word, maar ek dink dan sal ons eers verstaan wat jy regtig alles vir ons gedoen het. Hoeveel struikelblokke vir ons weggevat het, hoeveel deure vir ons toegemaak het wat die pad wat ons nie moes geloop het, hoeveel deure vir ons opgemaak het vir die pad wat ons moes geloop het, Here. Dan sal ons besef, jy het nie net een keer in ons lewens omgegryp nie, maar elke dag wat waar in ons lewens omgegryp. En wanneer ons kom vandag van ons sê, vir die baie dankie. Baie dankie vir die liefde wat ons weer ons sin mens wat sondig is ons verdien glad. Maar tog is dit nog steeds lief vir ons. Ons sê vir ons dankie. So vandag alles wat ons doen, Here, is ere van U. Niks is nie vir ons nie. Ek bid vir liefde, seëning oor elkeen. Ek bid vir die woord wat vandag sal gee, dat ons dit sal verstaan, dat ons daarvolgens sal lewe. Vir die voorsangers wat sing, dankie vir hulle stem, en dankie vir die ornamente wat daar Here, ons is net lief vir U en U alleen. Ons bid al die dinge wat ons het verdien, maar enkel met die groot meneer genade. In Jesus naam, amen.
Loof die Here. Vader, ons sê vir U dankie. Dat dit is nie die verhaal van onstuimigheid. Maar Here, dis in die stilte. Dat U met ons is. Dat dit daar wanneer ons nie weet wat om te sê, wat om te doen nie, dan o Here, sê met ons. Ek dank U daarvoor, Here, dat dit nie net in daardie uitbundige, vrolike tye is nie, maar ook in daardie hartseer stil oomblik wat U met ons is. Nie net daar bo op die berg, Here, waar ons die wonderlike uitsig het, maar ook daar onder die vallei. Ek dank U vanmôre dat U God met ons is. Ek dank U vanmôre vir U nabyheid. Ek dank U vir U teenwoordigheid. Vader, ek eer U. In Jesus naam. Amen. Loof die Here, ek sit dat U broeder en suster. Loof die Here. Ek wil vanmôre Ek wil vanmôre vir julle lees van Hebreërs 6 uit. Ons is bevoorreg vanmôre om paar mense ook te doop. Ek vra net julle wat my help met die klank as hy sukkel 'n bietjie met hierdie voor ons toets op vanmôre. So as ek 'n bietjie op en af gaan steek net vir die hand op, as ek te hard is of te sag steek net vir die hand op. Ek sal weet daar staan iets nie reg. Hebreërs 6, en of jy 2 verse daar lees. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Met ander woorde, hy sê, ons moet beweeg van die begin af ergens heen. Maar ons moet beweeg na die volmaaktheid en ons moet voortgaan sonder om weer die fundament te lê van die bekering, om weer die fundamente lê van die bekering. Die fondasie is klaar gelê, nou bou ons. Uit dooie werke en van geloof in God. Van die leer van die doop en van die opregging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En hierdie gedeelte wat ek gelees het, en hierdie spesifieke vertaling praat hy van die leer van die doop. In ander teksverse praat hy van doopinge in meervoud. Wanneer jy gaan kyk na die Griekse woord, die oorspronklike woord, dan praat hy ook van doopinge in die meervoud. En wanneer ons lees van doopinge en daar is 'n meervoud, dan is die vraag onmiddellik by my, watter doop? En vandaag môre se tema ook met watter doop. Maar in hierdie gedeelte is daar 6 beginsels of 6 elemente van die Christelike geloof. En ons het dit sopas gelees, al 6 elemente. Maar ons weet baie duidelik dat die skrywer van die Hebreërsboek, die Hebreërsbrief, vertroud was of aangeneem het dat die lesers daarvan vertroud is met hierdie 6 elemente of van hierdie 6 beginsels, as ons dit dan so wil doen. Maar wanneer jy na hierdie 6 beginsels kyk, dan deel jy hierdie 6 in 3 dele op. Die eerste 2 is 'n groepering, die tweede 2 is 'n groepering en die derde 2 is 'n groepering. En die eerste 2 handel oor dit wat deel was van die Christene se eerste ervarings. So ons moet verby daardie eerste dinge gaan en ons moet vorentoe gaan. 2 dui op die simboliese gebruike of gewoontes of tradisies. Dis die volgende 2. En daarom praat hy spesifiek ook van die doopinge daar, want dit wys na die verskillende dinge wat in die Ou Testamentiese tyd onder die bedeling van die priesters en sovoorts ook plaasgevind het. En 'n ander woord wat hy gebruik, of 'n vertaling van die oorspronklike woord, is wassinge. Sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. En dan die 2 wat van laaste 2 is
met betrekking tot op die eindtye, op die laaste dag. So die eerste twee is bekering uit of van dooie werke. Dit beteken nie, jy mag nie, die mense moet nie meer tot bekering kom nie. Die liewe Vader weet, ons het nodig dat elke mens wat nog nie tot bekering gekom het, nie tot bekering kom. So dit praat nie van 'n bekering vir 'n ou wat nodig het om sy hart en sy lewe te verander. Dit praat hier van die bekering van mense uit dooie werke. Nou daar was baie dooie werke gewees, dinge wat geen verhouding met God gebou het nie, maar wat tog gedoen was. Een van die dinge wat vir my baie kostelik is, wanneer jy gaan kyk na die Fariseërs, hierdie skrifgeleerdes, hierdie ouens wat hierdie mooi beeld voorgehou het van wie hulle was. Hierdie ouens het, en ek het dit al baie genoem, want terwille van die wat dit nie weet nie, hulle het gepraat onder andere van die bloedneus Fariseërs. Hierdie ouens was so, en dis een van die werke wat hulle gedoen het. Kyk, jy stap nie en kyk na 'n mooi vrou nie. Jy loop liewer jou neus, bloedneus teen 'n muur vas. En dis waar die gedagte van bloedneus vandaan kom. Dis bekering uit die dooie werke. Daardie dinge wat mense gedoen het wat nie waarde het nie, wat nie nodig was meer om te doen nie. En ons kan baie daaroor praat. Dit gaan onder andere oor dan's baie goed rondom wetsonderhouding en al daardie dinge wat jy daarby kan insluit. Maar die tweede ding was die geloof in God. Nou hulle geloof in God was anders Oud-testamenties as wat ons geloof in God is. Want ons glo dat ons word geregverdig deur Christus Jesus wat vir ons gesterf het. Ons glo dat ons 'n prys betaal. Oud-testamenties het Christus nie gesterf. Daar was nie 'n kruisiging van Christus. Dis wat ek daarmee bedoel. Dan die tweede groepering is die leringe van die dopinge in meervoud en die leer van die handoplegging. Nou wanneer jy gaan kyk na die leer van die handoplegging, dan moet ons ook verstaan dat was 'n Ou-testamentiese handoplegging en 'n Nuwe Testamentiese handoplegging. En die Nuwe Testamentiese handoplegging gaan dit daaroor dat as iemand siek is en ons lê hom die hande op, dan bid ons vir hom en God kan hom genees. So verstaan mooi, dis hoekom ek kom by hierdie tweede, of dis hoekom ek by hierdie tweede groep gegroepeer word. En dan die derde is die opstanding van die dode en die oordeel wat eendag gaan kom. Dis goedes wat nog moet gebeur. Dis nog goed wat moet plaasvind. Maar kyk ons net na die leer van die doping. Dan was daar 3 wyses van doop. En ons moet besef dat hierdie gedeelte dui ook op die Ou-testamentiese wassinge soos wat ek het gesê het. Want dit was soms as 'n vorm van doop gesien. En daardie wassinge is nie meer belangrik nie. Die hoofpriester, voordat hy kon intree vir ander mense, voordat hy die heiligste of die allerheiligste kon ingaan, moes hom gereinig het. Daar was 'n proses van wassinge wat moes plaasvind voordat hy kon ingaan. En dis deel van die simboliek van Christus wat in die Jordaanrivier deur Johannes gedoop is, om in die water in te gaan as 'n laaste aflegging, wil ek ook sê, van hierdie simbool van wassinge. En dan ook die begin van 'n nuwe simboliek daaraan gekoppel. En ek dink die eerste wat vir ons belangrik is, en ten opsigte van die dopinge, is die doop wat ons van lees in Handelinge 2 vers 38. Bekeer jou, laat jou doop. As ons dan die doop sien van Johannes, waarvan ons dan ook lees in Matteus 3 vers 13 tot 17, dan sien ons dat Johannes in die doper het gedoop as 'n teken van bekering en ook as voorbereiding, want hy was die een wat moes wys op die lam, hy moes wys en dui op Christus wat gaan kom. En dit moet jy mooi gaan lees daar in Matteus die 7de en die 6de verse. En dan wat bekend is as die sakrament wat ingestel is, dit wat ons vanmôre gaan deel het, is dat die Christelike doop of die doop dan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hier is simboliek van die Ou-testamentiese wassing of reiniging of doop was 'n uiterlike simbool van geestelike reiniging. Nou moet jy my mooi verstaan dat ek sê nie vanmôre dat geestelike reiniging is verby nie. Ons moet geestelik wees op die plek waar die Here wil hê ons moet wees. Maar gedeeltes van soos Levitikus 15 en Levitikus 16, dis waarvan ons praat wanneer ons praat van dit wat verby is. In Levitikus 15 praat hy van in soveel van daai verse, jy kan gaan lees daar in die 5de vers, die 6de vers, ek weet nie wat er allemaal nie. Dan praat hy van die liggaam moet gebad word.
Die liggaam moet toegemaak word, want die wassing of die dope wat hy van praat, is om heeltemal toe te maak. Dis waarvan hy daar in Levitikus 15 en 16 praat, om die liggaam toe te maak. Maar in Levitikus 16 sien ons dat die priesters moes 'n waterbad neem. En dan sien ons ook in die boek van Titus praat hy ook van die waterbad. So, maar sy liggaam moes gereinig word deur hierdie waterbad voordat hy dan sy diens kon doen. En dis wat met Christus gebeur het in die Jordaanrivier. Hy het letterlik hierdie waterbad gehad voordat hy begin het daarvandaan en uitgegaan het. En toe Johannes op 'n keer sê, ek verdien om weer nie gedoop te word. Toe sê Jesus, doen dit, want so pas dit ons om dit te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Hierdie verse wat ons gelees het vanmôre, dui vir ons dat ons hoef nie meer al hierdie wassinge te hê of doopinge te ondergaan vir 'n heiliging nie. Daar's 'n ander manier. Daar's 'n beter manier. Daar's 'n nuwe manier. En daarom bly ons nie by daai goeders nie. Wat oorbly is die doop soos wat Christus gedoop is. Die doop in lyn volgens Romeine 6. Die simboliek en die betekenis het verander. Dit gaan nie meer hier doop oor 'n geestelike reiniging nie. Dit gaan ook oor identifisering met Christus. Dit gaan ook oor die feit dat gelowiges in Christus se dood en in sy opstanding gedoop word. En as ek vir die kosbaarste gedeeltes van die woord van die Here, kom ek lees vir u daar 2 verse uit Romeine uit. Ek weet nie hoe doen dit nie, maar daar soek ek Romeine voor handelinge. Romeine 6 sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook opgewek is. En dat ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die Heilige Gees werk met vernuwing in ons denke. Dit gaan oor die simboliek dat die ou mens word begrawe en jy staan in 'n nuwe skepping in Christus. Gaan jy nou mooier wees? Ongelukkig nie. Gaan jy maarder wees? Ongelukkig nie. Alles wat ek elke dag gedoen. Maar die doop is ook vir jou herinnering daaraan dat daar was 'n besluit wat jy gemaak het om te sê dat ek gaan die Here Jesus Christus aanvaar en aanneem as my redder, my saligmaker en my verlosser, en ek wil openbare belydenis maak en sê dat Christus is my redder en my verlosser. Ek erken hom en ek aanvaar hom as die een wat God gestuur het, as die Messias, as die verlosser, as die redder. Sy maak 'n openbare belydenis van geloof. En daarom doop ons ook mense op grond van hulle eie belydenis van geloof. Ek kan nie namens jou bely dat Jesus Christus is my redder, my saligmaker en my verlosser, en jy moet self bely. Hierdie doop, of die tweede doop, is volgens Matteus 3 vers 11 die volgende ene, die dooping met die Heilige Gees. As ons nou verby hierdie waterdoop is, wat die uiterlike openbare belydenis van geloof in Christus is. Dis waar jy voor die wêreld sê, ek erken Christus as my redder, my saligmaker, die Messias, die verlosser en die middelaar, die een wat aan die regterhand van die Vader sit. Maar dan kom ons by die tweede doop, en Christus het daarvan gepraat in Matteus 3 vers 11. Dis die dooping in die Heilige Gees. En ek wil nie vandag 'n baie lang gedeelte daaroor sê nie, maar die belangrikste is wat Lukas Handelinge 1 van ons sê. Vers 5 sê, wat sê Johannes? Jy het met water gedoop. Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. So Jesus kom hier in hierdie woorde van hom, en hy verwys terug na die doop van Johannes, die waterdoop, wat dan nou 'n ander doop is wat in die Ou Testament die tyd gedoop het, en hy sê maar julle sal ook met die Heilige Gees gedoop word.
En dan kom vers 8, en dit is 'n baie belangrike vers. En soms is dit goed om te ken, want jy kan hom baie nuttig gebruik. Maar hy sê, en dit bring 'n baie belangrike aspek na vore. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die eerste en die belangrikste iets wat met die mens gebeur. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Jy sal die krag hê, jy sal die boldness hê, jy sal die vrymoedigheid hê om te praat oor Jesus Christus. Deel van die doop met die Heilige Gees is dat jy as 'n gelowige toeter is om met krag te kan vertel van Christus, van wat hy gedoen het. Handelinge 2 vers 4 sê, almal is vervul met die Heilige Gees, dit op die dag van Pinkster, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. En wat gebeur? Vers 6 sê, die menigte het gehoor praat hulle. En wat het hulle gepraat? Hulle het in elkeen wat daar teenwoordig se taal gepraat. Die Griek kon dit hoor, die Arameer kon dit hoor, die Hebreër kon dit hoor. Wie ook al daar was, kon hoor hoe daar vertel van Jesus Christus. En hulle was daardeur diep in die hart getref en hulle vra die vraag wat moet ons doen? En Petrus kom en hy sê, bekeer jou. Verander jou denke, verander jou van hierdie dooie werke wat jy dalk aanhang. Bekeer jou van die afgodediens wat jy dalk deel van is. En aanvaar Christus. Aanvaar hom as die een wat vir jou gesterf het, wat vir jou die dood oorwin het. Hierdie mense het dit gehoor in hulle eie taal. Hulle kon dit nie moes verstaan. En hulle het Jesus aangeneem. Baie van. Is dit die enigste taal waar daar is? Nee. Maar ons sal nog ander dag oor die tale praat. Maar dit is die tweede wat daar was, is die dooping met die Heilige Gees. Ek moet vir jy eerlik sê, toe ek vir die eerste keer in die AGS gekom het in Witbank, toe praat met die dooping met die Heilige Gees, ek het dieselfde Bybel as hulle, ek het nog een genade, waarvan praat hierdie ouens nou? Ek het nie verstaan nie. Maar die dooping met die Heilige Gees het vir my lewe gekry, het vir my betekenis gekry, toe ek begin verstaan wat sê Handelinge 1 vers 8. Dit gee my krag om te getuig van Christus. Nie enigiets anders is hier, nie dat ek sê ander getuies is nie reg en goed nie, dis nodig as 'n plek daarvoor, maar om te getuig wat Jesus vir my gedoen het. Maar ek het nou nie lekker wat hy vir my net vir jou gestel. Hy het vir die dood oorwin. Hy is besig om jou plek voor te berei in die hemel. So kan ek aan. Maar ek moet baie duidelik te wees. Lees ons 1 Korintiërs 12 vers 13 waar die apostel Paulus sê, want ons is almal ook een gees. Nee, ekskuus, ek is vir die volgende ene. Ek wil nog eers net hierdie klam. Vers 6, die menigte gehoor hulle gepraat het in die Gees. In tale. En dis die tweede deel van die doop wat belangrik is. En dan kom die derde deel, wat ek nou net ook sê. Die Bybel leer ons dan in 1 Korintiërs 12 vers 13, Paulus kom en hy sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. En die liggaam het baie lede, moet nou nie dat ons dit daaroor hardloop nie, maar tot een liggaam. En dit word baie duidelik vir jou of vir my te wees, my broeder en my suster, dat die antwoord op die vraag met watter doop praat van 3 dope. Jy hoef nie te kies en te sê, dis net die een of is net daai een of net daai een nie. Nee, al 3 hierdie dope behoort deel te wees van jou liggaam. Die doop met water. Die openbare belydenis, die aanvaarding van dis wat Christus vir my is, dis wie hy vir my is, en dis wat hy my gedoen het, en nou gaan ek begrawe word deur die doop in sy dood, en ek gaan opstaan ook daarin. Dit is baie mooi die voorbeeld, en ek het dan terug, het ek een Sondag al gepraat, van die eerste kerk met 'n doopbad gebou het, toe het hom gebou soos 'n graf. Kan jy so nog onthou wat gemeente dit was, maar dis jare gelede, toe ek nog nie daar was nie, maar daardie doopbad was soos 'n graf gewees, want hulle het gesê, ons begrawe hierdie ou. Daar staan hy op by die doop, en hy staan op, 'n nuwe skepping in Christus. Die ou is verby, en als het niet geword. En ek weet daar's mense wat glo aan vloeke en al die goeders, en dat ek dit ook so kom vanmôre sê, want ek kan nie anders as ek oor die doop praat om net daarby aan te raak nie. Ek glo nie aan vloeke nie. Amen. Ek glo nie aan vloeke nie. Kom ek vir jou sê, nou sê ou vir my, hoor hierson, jy moenie, jy van Hensmos. Wat
hulle is moeilike mense. Gelukkig is dit nie so nie. Maar die Bereëskers is moeilike mense. Nee. Daar's dalk 'n klomp wat moeilik is, maar ek is gedoop. En deur die doop is daai goeders verander. Ek is 'n nuwe skepping in Christus. Ek het 'n nuwe mens opgestaan. Die ou is verby. En weet wat is die wonderlikste? Ek het God as Vader. En ek is nou in die lyn van God se vaderskap af. En daar is net seën op my en geen vloek. Amen. My broer en suster, hoor mooi wat ek vir jou sê. Jy hoef nie te kies, maar jy moet al drie in jou lewe nog soek om dit daar te hê. Ons is gedoop deur die Heilige Gees in een liggaam. Die doop, die waterdoop, omdat dit gaan oor ons belydenis en al daai goeders wat ek gesê, die doop met die Heilige Gees, sodat ons krag het om sy getuies te wees. En dan die doop, en ek praat nie van die doop van water nie, of die doop met die Heilige Gees, ek praat die doop met die Gees tot een liggaam, waarvan Paulus praat, sodat ons 'n eenheid kan wees in Christene. 'n Huis, hoor mooi wat ek hoor ek sê, 'n huis wat homself verdeel is, sukkel om te bly staan. Is dit nie wat die Bybel leer nie? Hy sê vir ons, Salomo sê, want daar waar verdeeldheid is, daar gaan dit ook nie. En daarom is eenheid geweldig belangrik, en daarom is dit ook vir ons belangrik, dat ons moet besef, ons is gedoop tot eenheid. Mag ons verskil? Ja, ons mag verskil. Mag ons verskillende opinies hê? Ja, ons mag. Maar dit mag nie die eenheid wat aan liefde moet wees, verbreek nie. Dit mag dit nie tot net maak nie. En ongelukkig sit ons met hierdie situasie van, jy sit in 'n dorp met 6000 mense en dan jy 16 kerke. Daar's verdeeldheid. Hoe gaan hulle bly staan? Nou kyk ons wêreldwyd oor hoeveel kerke daar is. Ek praat van Christelike kerke, ek praat nie van goed wat nie daar is. Hulle gaan nie bly staan nie. Weet jy, ek het met die Zimbabwese kerk hier in Suid-Afrika gesien. Nou sit hulle daar met 'n kerk, hulle koop die een kerk aan Kempton Park, en daar so 1000 iets mense sit. Hulle koop daai kerk, hulle sit vol, 800 plus mense op 'n Sondagoggend. En weet jy wat, net so is daar verdeeldheid. En een nou vat hulle gaan koop by een kerk daar, ergens in die dorp, wat leeg gestaan het, en hy begin daar kerk, en hy vat 300 mense op een slag met hom saam. En die ander een sê, maar daar gaan hy, en hy vat 'n klomp met hom saam. En weet wat gebeur? Al drie groepe sukkel. Want die eenheid wat daar hoort te wees, is verdeel. Daarom sê ek altyd vir mense, weet wat, jy vat nie jou tas en jy gaan nie. Jy kom kyk jou ou in die oë, jy praat met hom, jy haal die klip in die skoene, en jy sorg dat die eenheid behoue bly. Amen. Is dit nie die Christelike manier? En ek weet, verstaan baie mooi wat ek vanmôre vir julle sê, daar was tye in my lewe wat ek my tas gevat het en gegaan het, want daar was nie 'n bereidwilligheid om die eenheid te bewaar. Dan sal ek nie in verdeeldheid bly nie, want dit gaan my seën van my afwerk. Dit is net eenvoudig wat dit is. Maar die doop gaan ook oor die eenheid in Christus. Dis die dood en opstaan. Een met Christus. Daarom die waterdoop is baie belangrik, want hierdie doop met die water sê, daar's 'n verhouding tussen my en die Here Jesus. Daar's 'n verhouding tussen my en die God, ons Vader wat Christus gestuur het en die Gees van God wat hom opgewek het uit die dood. Daar's 'n verhouding, daar's 'n eenheid daar. Ek het een geword met hom deur die doop. En dan daarom is die doop belangrik. Ek weet nie of jy kan jou doopdatum onthou nie. Ek kan my onthou. 31 Oktober 1981. Ek het amper vertrou daai dag. Ek was so gevoel. Ek was die doopmat het so hoog in die kansel gesit. Dokter Besakburger het my gedoop. En toe my kop so onder te vat, het ek nie vasgetrap voor nie, my voete gaan in die lug. Dus ek ook sê, ek het amper vertrou. Daarom maak ek seker dat as ek wil, as iemand doop en sê, kom, jy trap daar voor teen die muur vas. Jy maak seker die voete gaan nêrens. Baie mense met vir jou lag, soos hulle my gelag het nie. Maar dit daar gelaat. Maar het was 'n belangrike dag in my lewe gewees. Dit is die eenheid wat daar is tussen ons in Christus. Daai eenheid is belangrik, want dit spreek daarvan dat ons met hom in 'n verhouding staan. En dan die tweede, die doop met die Heilige Gees. Dit bring ons by 'n plek waar ons vir mense kan vertel van hierdie eenheid wat daar is. Dat die seun van God is Christus.
Hy is die een wat gekom het, hy is die Messias, hy is die gekruisigde, hy is die vergeesde Jesus wat weer gaan kom. En dan is ons in eenheid met die boodskap wat Christus kom vestig het. Wat is die boodskap? Ek is die Seun van God, die gestuurde, die gesalfde, die Messias, die een van wie die Vader gesê het by my doop daar in die Jordaan, dit is my geliefde Seun. Ek kom in eenheid met die woord, ek kom in eenheid met die boodskap, ek kom in eenheid met die taak wat die Heilige Gees mee besig is in hierdie wêreld. En dan die derde ene, die doop in die liggaam, dit bring my by eenheid met my broers en my susters. Want sê die groot gebod nou nie, jy wil die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself. Kyk, ek kan in die spieël kyk en sê, Jesus, was jy maar mooier, was jy goed, maar nou is nou maar so. Of as jy skraler was dit goed, maar nou is dit maar so. Maar weet jy wat, ek is lief vir myself. Nie oor ek goed dink en van myself meer dink as wat ek behoort te dink nie, maar omdat ek deel is van die kroon van God se skepping, omdat ek kosbaar en waardevol in die oë is van die Here, omdat die Here my mooi gemaak het. Al ons 'n liedjie wat die kind gesing het, die Here het my mooi gemaak. Die mooiste van alles is jou hart en jou gees, die siel en die denke. En daarom is daai eenheid vir my belangrik. Volgens 1 Johannes 12 het almal wat Jesus aangeneem het die reg om God Vader te noem. Om te sê hy is Vader. En wie wat as ons dieselfde Vader het, dit maak dit ons eenvoudig gestel een gesin. Een gesin. Kon jy altyd laat verstaan, hoekom sê hulle broer en suster, en ek het gedink dis vir die pastoor te help, dat as iemand groet, en ek kan nie die naam onthou nie, en sê, hallo broer, hoe gaan het met jou? Of hallo suster, hoe gaan het met jou? Nee, dis nie waarvoor dit gaan nie. Jy moet die ou se naam leer ken, en wie wat respek het helemaal moeilik, ek ken nou lang, dan kom ek eers onthou weer sy naam, ek vergeet my, maar dit is ongelukkig hoe dit is. Maar ons broer om te sê, wie wat daar is 'n eenheid. Dis suster om te sê, daar is 'n eenheid, ons is deel van dieselfde familie, ons het God as Vader, en Christus sê hy broer geword. Daar is een wat sterker aanhou as die dood. Christus. Die eerste is verby, die wettiese goeders en al daai goeders van die Ou Testament is verby, ek is vry daarvan, nie dat ek ooit onder dit gebonde was nie. Maar die middelste twee is nou, hierdie doop waarvan ek nou gepraat het, en die doop met die Heilige Gees. En die derde gaan nog kom. Maar wat belangrik is, dat voordat ek by die derde kan kom, die weerkoms van Jesus, en die opstanding uit die dode, moet ek seker maak dat hier in die tweede gedeelte ek werklik reg is. En dis wat ons vandag ook gaan sien, mense wat sê, my verhouding met God is reg. Ek is gereed, saam met hom begrawe te word. En nou kan ons ook seker wat verder van sê, ek is gereed om ook begrawe. Ek het baie mense in my lewe gekry, dat ek is nie reg om te sterf. My broer en my suster, ons moet elke dag reg is om te sterf. Want wanneer ek sterf, sal ek leef waar ek ook gesterf het. Dis wat die woord leef. Want as die eenheid met die Vader, as die eenheid met Christus wat vir ons 'n plek voorbring. En daarom sê ek vanmôre, wanneer Paulus praat van die doopinge, dan die Ou Testamentiese doopinge, die wassinge en al wat is nie meer nodig. Want Christus was gewas as hoofpriester. En as hoofpriester wat gewas is, sit hy voortdurend aan die regterkant van die Vader, waar hy vir jou en vir my intree. Hy het nie nodig om weer gewas te word. Hy het nie nodig om weer enige reiniging verder te gaan. Hy sit daar as 'n gereinigde Jesus. Nie net as 'n verreëse Jesus nie. En hy maak dit vir jou en vir my maak. Ek dink dit is verskriklik as jy iemand anders moet staat maak om vir jou in te tree. Vir jou reiniging, jou heilige. As dit 'n mens is, met net soveel foute soos jy. Nou is dit perfek, die volmaakte, die seun van God, kan vir jou doen, en wat vir my doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet vanmôre, dat dit waaraan ons vanmôre deel gaan hê, is 'n kosbare belydenis. Belydenis van geloof in Jesus Christus. Here, dit spreek ook daarvan, dat ons begrawe word deur die dood,
van Christus, dat ons opstaan, ook in die opstanding van Christus. Here, wat 'n wonderlike simboliek. Wat 'n wonderlike herinnering. Maak dit lewend in elkeen van ons se harte. Vra dit in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Ek gaan die broers wat gedoop gaan word se name lees en die suster. En ek vra dat jy die voorgang kom staan. En ek gaan vir jou 2 vrae vra. Christoffel, John, Paul, Gideon, en Thelma. En dit is ook vir my. Ek vra sommer vir julle eenmaal vraag en die antwoord gee. Is dit jou begeerte om gedoop te word deur die wysheid op die naam van Vader, Seun en Heilige Gees? Is dit jou belydenis dat Christus die saligmaker, die redder, die verlosser is, of jou gesterf het en dat jy hom een wil word deur die doop en in sy opstanding? Nou ja, ek gaan vra dat hulle uitbeweeg die mans daai kant, die meeste mans, Gideon moet dan ook of gaan waar grond is, dan gaan ons gereed maak vir die doop en dan gaan ons dan doop. Die mans sê vir jy dan daai deur daar, dan maak ons video vir die daai kant toe.
hoofvol. Vanweer 'n spesiale rede. As 'n reël doen Grant vir ons die doop. Weet sport en al die goeders het maar hulle merk op 'n mens gemaak in die lewe. En so dit is maar net vir my makliker met al my pyn in my skete. Dat iemand anders wat sonder pyn en sonder skete is, wat nog jonk en sterk is, dan ook help wat dit aan betref. En was môre vir 'n voorreg om Chris te doop. Chris, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gideon, op je evenredig is het in de naam van die Vader, de Seun en de Heilige Gees. Nou, op je evenredig is in de naam van de Vader, de Seun en de Heilige Gees. Op je evenredig is in de naam van de Vader, de Seun en de Heilige Gees. Ja, op je evenredig is in de naam van de Vader, de Seun en de Heilige Gees.